Elkeen van ons het iets hier op aarde, of daarbo wat ons verstom. Wat my verstom is die kennis dat die atome wat die lewe op aarde moontlik maak, daai atome waaruit ek en jy bestaan, kom van die smeltkroese, die groot supersterre in die heelal. En onder geweldige druk word die ligte elemente soos helium en waterstof verander in swaar elemente soos yster, goud en die metale waarsonder ek en jy nie kan leef nie. En dan stort daai supersterre in een en hulle ontplof en strooi daai swaar elemente oor die hele heelal heen, oor miljoene ligjare heen. En dan versamel daai stofwolke weer 'n keer en vorm planete soos die een waarop ons woon, bevrug met die bestanddele wat lewe moontlik maak. Dink daaraan, jy is gemaak van stardust. En wanneer ek saans opkyk na die sterre en ek dink oor die grootheid van die heelal en die geweldigheid van die argitek wat dit als bedink het en gedoen het, dan voel ek nie klein nie. Ek voel groot, want my atome kom van daai sterre daarbo. Elkeen van ons hunker na koneksie. Elkeen van ons wil groot en relevant voel. En ek praat nie nou van ons is hoogmoedig of ons het groot koppe nie. Maar ons wil elkeen daai kwaliteit van lewe ervaar wat sê ek het betekenis. En ek het een sin vandag vir jou wat jou hele lewe sal verander. Die lewe gebeur nie met jou nie. Dit gebeur vir jou. Ek wil dit weer sê, die lewe gebeur nie met jou nie. Dit gebeur vir jou. Aan die ander kant van hierdie deur is die lewe daar buite, 'n oop wêreld, 'n wêreld honger vir wat jy en net jy na die tafel kan bring. Ek weet dis rof daar buite, maar jy is okay. Vrees speel 'n rol in jou lewe en in my lewe, maar ek en jy kan besluit hoeveel. Ons kan ons hele lewe lank spooke in ons verbeelding opjaag. Ons bekommer oor die toekoms. Maar jy en ek bepaal waar ons kyk. Jy en ek bepaal waar ons kyk. Ek wil vandag praat oor geestelike insig. Ons het laasweek begin oor dit en ek gaan uit dieselfde skrifgedeelte vandag weer praat met 'n groot klomp nuwe insig. Kom ons begin weer by Markus 10 vers 46. Daarna kom hulle by Jerigo aan. En toe Jesus sy disippels verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartolomeus, die seun van Timeus, langs die pad. Vers 47. En toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, begin hy uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Nou hierdie man was 'n bedelaar wat blind was, hy kon nie sien wie was om hom of naby hom nie, en hy het die hele tyd geskreeu om die aandag van mense te trek. Hoekom maak hulle hom vandag stil? Jy sien, die vyand sal jou toelaat om te bedel, solank jy net nie desperaat na die koning van die konings roep nie. Vers 49, en Jesus gaan staan en hy het gesê, roep hom bietjie nader. Hulle roep hom toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. En hy, dis die bedelaar, het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. As jy lees vandag uit 'n papier Bybel, omkring daai woord boekleed. Hy het sy boekleed net daar gelos, opgespring en na Jesus toe gegaan. En Jesus sê vir hom, wat wil jy moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man, dat ek kan sien. Omkring daai woordjie sien. Onthou in jou agterkop, ons praat oor geestelike insig vandag. En Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien. En hy het op die pad agter Jesus aangegaan. Wat gebeur hier in hierdie stukkie? 'n blinde man, 'n bedelaar,
is afhanklik van die genade van mense. Was jy al op daai plek, waar jou lewe sulke wendings gemaak het en die keuses wat ek en jy uitgevoer het, ons op so 'n plek geposisioneer het, dat ons skielik agterkom, ons is afhanklik van die genade en die goodwill van mense. Miskien moet ons 'n bietjie kyk, wie was nog hier by Jesus, en ek gaan 'n paar versies vorentoe in vers 35 vir jou lees. Johannes en Jakobus kom toe na Jesus en sê vir hom, Here, ons wil graag hê dat u moet vir ons iets doen. Nou hoor mooi, net nou het ons die blinde man gehad wat geskreeu het, Jesus, dat ek net kan sien. Hierso het ons 2 manne wat kan sien, en hulle sê Jesus, as jy daai deel direk vertaal, dan sê hy, ons wil graag hê dat u vir ons moet doen wat ons u gaan vra. Dis 'n gevaarlike stelling daai. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Het hy hulle gevra. Wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterhand en die een aan die linkerhand. En Jesus antwoord hulle, julle weet nie wat julle vra nie. En na daai gesprek, waar hierdie manne kom en hulle sê, Here, kan ons net langs u sit, kan ons 'n belangrike posisie hê, wanneer u op die troon sit. Onthou jy, ons het net nog gesê, elkeen van ons wil voel, ons beteken iets, ons is iets. Na dit doen Jesus hierdie wonderwerk van die blinde man om hulle iets te wys. So hierdie wonderwerk van die blinde man het ook iets te doen met die vraag wat hom gevra het net voor hy die wonderwerk gedoen het. Hy wou vir hulle wys dat julle het oë wat kan sien, maar julle het geestelike oë wat stokblind is. Blinde oë maak van jou 'n bedelaar. 'n tekort aan geestelike insig maak dat ek en jy ook beland op 'n plek waar ons afhanklik is van die genade van mense en ophou om te verstaan hoe groot die genade van ons God is. Wanneer jou visie dof raak, en ek praat nie nou van jou oë nie, ek praat van daai visie, daai lewensverwagting wat jy, daai uitsien wat jy het, na tye wat beter is as nou. Wanneer jou visie dof raak, word jy oorgelaat aan die genade van ander mense. En dan leef jy van almoese. Die Latyns vir almoese is illumusea, en dit beteken om geminag te word, omdat jy hulp nodig het. Baie keer, as ek vir iemand iets wil gee, dan sê hy, nee, ek is 'n trotse persoon, ek vat nie almoese nie. Want niemand van ons wil bly plek om waar ons geminag word, omdat ons hulp nodig het nie. Wanneer jy jou visie in die lewe verloor, ontdek jy jou skaarste. Mense wat leef vanuit 'n lewensverwagting, mense wat leef van 'n visie in hulle hart, fokus nie op wat hulle nie het nie, hulle fokus op wat gaan en kan kom. Maar wanneer jy dit verloor, dan begin fokus jy en ek op wat ons nie het nie. Wanneer jy jou visie verloor, ontwikkel jy behoeftes wat net eenvoudig nooit vervul sal word nie. Jy begin bedel vir dinge wat jou nooit sal vervul nie. Baie keer dagdroom ons oor nuwe karre of vliegtuie of dinge, en ons begin in ons gemoed bedel vir dinge wat ons nooit gaan vervul nie. Jy vra vir sekere sitplekke langs die tafel en jy vergeet dat jy reeds aan die tafel sit. Jy smeek vir dinge en jy vergeet dat jy reeds aan die tafel sit, soos wat Dawid sê in Psalm 23. Verlore visie maak jou honger vir erkenning. En dis daai groot emosie wat al ons energie steel as ons voel ek is te min, ek het myself geweeg en te lig bevind. Hoekom is ons geestelik blind? Hoekom is daai visie voort? Wanneer ons luister na die mense wat eis, bly stil, dan sit ons visie neer.
Ons almal het sulke mense in ons lewe. Ons kom met 'n nuwe plan, 'n nuwe uitdaging, 'n nuwe ding wat ons wil doen of die Here voor wil vertrou. En as daar klaar 'n klomp nayseiers onder ons wat sê, nee man, bly stil, jy sal nooit daar kan uitkom nie. En Bartimeus staan uit, want hy bly nie stil nie. Hy roep, Jesus, help my. Hoekom is ons geestelik blind? Jy sien ons fokus op ons plek aan die tafel, nie op sy posisie aan die kop van die tafel nie. Jy sien, dis nie hoe groot ek en jy is nie, dis hoe groot die een is wat binne in ons woon. Hoor wat roep hierdie blinde man, hy's nie so, hy's blind, maar hy's nie oningelig nie. Hy roep nie Jesus nie, hy roep seun van Dawid. Hy erken Jesus se posisie. Die Bybel sê, Jesus gaan die Messias gaan die seun van Dawid wees, die koningskap van Dawid gaan hy voordra, tot in die ewigheid. Hy is 'n koning, hy's nie net 'n helper nie. Ek bekommer my nie meer oor my plek aan die tafel nie, want ek ken sy posisie aan die tafel. Jy sien, wanneer ons aan hom tweede plek gee, dan verloor ons visie. Baie mense begin om so net vir hulle self te leef, hulle vergeet vir die koninkryk, en hulle sê, nee, die kerk is net die plek wat geld vra. Die koninkryk is nie bedelaars nie. Die koninkryk is nie die plek wat geld vra nie. Die koninkryk is die een wat jou en my uitdaag om 'n visie te hê wat inpas by sy visie. Maar Bartimeus moes iets afgooi, en hy het dit verstaan. Hy moes twee dinge afgooi. Die een is die stem van die skare wat sê, shut up, bly stil, jy maak 'n lawaai met jou visie van gesond word. Jy is al blind vir jou hele lewe, wat laat jou dink vandag jy gaan kan sien? Maar die tweede ding wat hy neergooi, is die mantel wat hy gedra het. Jy sien, in daai dae het die Romeine mantels uitgegee aan al die bedelaars. Almal wat gestremd was en nie kon werk nie. En daai mantels moes hulle dra wanneer hulle gebedel het. Maar daai mantel het vir Bartimeus gesertifiseer as 'n bedelaar. Is daar dalk 'n mantel, 'n emosionele mantel wat jy vandag dra, wat jou sertifiseer as 'n bedelaar? Het daar dinge gebeur, het jy dalk besluite geneem, verkeerde besluite, onwyse besluite, en daai besluite pas nie in by die mensdom nie, en daai besluite bring jou op die plek waar jy jouself sertifiseer as 'n bedelaar. Ek is maar net 'n bedelaar, ek verdien nie geluk nie, ek verdien nie welvaart nie, ek verdien nie wysheid nie. Daai mantel het hom elke dag van sy lewe herinner. Ek is nie soos ander mense nie. Ek kan nie bydra tot die gemeenskap nie. Ek het te min en ek is te min. Dink 'n bietjie dieper. Sy mantel was sy bron gewees. Sonder hy mantel kon hy nie geld vra nie. Soms het ek en jy 'n emosionele mantel aan, en daai mantel is ook ons bron. Party mense skimp vir geld, ander mense please almal om hulle en hoop hulle 'n wonderwerk sal vir hulle gebeur. Party mense probeer die Here omkoop. Is jy dalk so besig om te soek na 'n wonderwerk dat jy die Jesus van die wonderwerk miskyk? Roep jy dalk wonderwerk, wonderwerk, in plaas van seun van Dawid, sien my raak? En nou is die groot vraag in ons midde: hoe kry ek en jy ons visie terug? Ek is besig om af te sluit, so luister aandagtig. Gooi jou mantel af. Wat ook al jou terughou in die verlede, gooi dit af. As dit 'n besluit is wat jy geneem het, as dit iets is wat jou oorgekom het, as dit trauma is waardeur jy is, as jy voel die mense om my verstaan my nie, as jy jouself jammer kry, wat dit ook al is, gooi daai mantel af. Jy kan nie die horison raak sien as jy kyk na jou direkte omstandighede die hele tyd. En God wil vandag sy vinger onder jou ken sit en hy wil sê, kyk op, kyk ver. Ek het 'n groot en 'n mooi plan vir jou.
En ek wil vandag hier afsluit. Ek wil afsluit met net een enkele gedagte. Gooi dit wat jou terughou af. Soms lyk dit wat ons terughou, lyk na iets wat heilig en geestelik is. Partykeer perform ons so vir die kerk of vir die Here of vir mense, dat ons nie dit wat Jesus gedoen het, by die nagmaalsaand wat gesê het, hier is my bloed, dis die beker, die brood is my liggaam, ek breek dit vir jou, sodat jy nie meer nodig het om 'n nobody te wees nie. Jy kan vandag 'n iemand wees. Jy kan vandag elke ding wat jou terughou in die lewe afgooi. Elke gedagte wat jou laat twyfel in jouself, want jy sien as jy gaan twyfel in jouself, gaan jy ook twyfel aan dit wat hy deur jou kan doen en onmiddellik is jy beperk. Onmiddellik is jy 'n bedelaar wat afhanklik is van ander mense. En ek sê nie ons mag nie op mekaar vertrou of van mekaar afhanklik wees en dis belangrik, maar ek praat van daai emosie wat jou terughou. Kyk vandag op, want wanneer jy vandag opkyk, gaan jy jou ruggraat reguit maak. Jy gaan die lewe instap en 'n nuwe visie gaan in jou hart gebore word. Sonder 'n visie kan ons nie gelukkig wees nie. Sonder 'n visie kan ons nie uitsien na die dag van môre nie. Sonder daai visie wat uit die hart van God kom, gaan ons nie môreoggend opstaan en sê, vandag het betekenis vir my nie. Ek sluit hier af, ek sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd, en kom ons gaan die lewe in, en kom ons gaan die lewe in met 'n boldness, soos die Engelsman sê, met 'n verwagting, want God is aan jou kant. Onthou, die lewe is vir jou gemaak. Elke oomblik, die wêreld daar buite, is geskep, sodat ek en jy ten volle kan heers, en ons hoef nie terug te staan, vir dit wat op ons pad kom nie. Sien jou weer.